Goed, kom ons maak ons oogies toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons ook hier in U naam kan saamkom, dat ons ook kerk kan hou tot eer van U naam en in gehoorsaamheid ook op U opdrag om ook by mekaar te kom. En Here, waar ons nou uit die woord gaan lees en waar ons gaan luister wat U vir ons ook daaruit wil leer, wil ons dan ook vra, werk met die Heilige Gees in ons harte en in ons verstand, gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat ons dit sal verstaan en dat ons dit ook in ons lewens weer sal gaan uitleef om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so, ja, soos ek gesê het, ons is besig met die reeks oor God se liefde, en vandag gaan ons nou op die Nuwe Testament fokus, en ek wil vir ons begin deur te lees uit 1 Johannes 4 uit. Nou ek sê altyd vir die kinders onthou, Johannes het sy evangelie aan die begin van die Bybel, so dis Matteus, Markus, Lukas en Johannes se evangelies, en dan so aan die einde van die Bybel is daar weer Johannes se briewe, en dis 1, 2 en 3 Johannes, en dan natuurlik het hy Openbaring ook geskryf. Nou hier in 1 Johannes 4 wil ek vir ons lees van vers 7 af, tot aan die einde, dis net so 'n paar verse. Johannes skryf hier vir ons, vir die kerk, vir Jesus se disippels, wat oorbly en in 'n sekere sin ook vir die wat vervolg word op daardie stadium al as gevolg van hulle geloof, skryf hy hier van vers 7 af. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hierin weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader en die Seun een is en dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde van God tot ons wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Nou ek lees vir ons net tot daar. Ek wil 2 teksverse vanoggend uitlig vir ons, en dis vers 8 en vers 16. Nou, hier in vers 8 lees ons, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, en dan is die tweede gedeelte hier vir my belangrik, want God is liefde, en ons kry dieselfde gedagte in vers 16. In vers 16 lees ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo, en dan weer, God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. So die hoofgedagte hier is dat
God is liefde. Nou dit gesê, wil ek vanmôre begin en ek wil in 'n sekere sin sê wat ek nou deur hierdie hele reeks nog sê. En dit is dat ons weet, ons is in die Kerstyd en ons kyk nou juis na God se liefde in die Kerstyd. En Kerstyd is veronderstel en dit is hopelik vir meeste van ons 'n tyd waar familie en dalk ook vriende kwaliteit tyd saam spandeer, waar ons veronderstel is om gelukkig te wees, liefde te ervaar, vrede te ervaar omdat ons saam met ons mense is en saam met ons gesinne is. Maar die werklikheid is ongelukkig die teenoorgestelde. Die wêreld is 'n sondige plek, pyn en hartseer, ellende, armoede, siekte, eensaamheid en ek wil daarmee saam sê en ook die duiwel gaan nie op vakansie nie. Ons is in die vakansietyd, maar die harde werklikheid van hierdie wêreld gaan nie op vakansie nie. En mense bly hierdie omstandighede ook deur die Kerstyd beleef. En partykeer is dit juist die Kerstyd wat vir hulle erger is as die res van die jaar, omdat dit veronderstel is om 'n tyd te wees waar ons vrede en liefde beleef. Maar nou beleef hulle eensaamheid en siekte en ellende en hartseer en pyn. En dan wil ek daarby byvoeg, ongelukkig is daar nog 'n ander realiteit en dit is dat oor die Kerstyd sien ons net soveel meer dat alkohol en dwelmmisbruik soveel hoër as deur die res van die jaar. En dit is juis omdat families partykeer bymekaar is en hulle uiteindelik hulle ontvlugting na alkohol en dwelms toeneem en dan is dit nie 'n lekker tyd nie en dis nie lekker nie. En daarom juis kyk ons in hierdie Kerstyd na God se liefde, want ons kan nie verby die harde realiteit kom dat dit is die sondige wêreld waarin ons leef nie. Maar binne in die sondige wêreld, omdat ons nie van hierdie wêreld is nie, maar slegs soos wat Jesus ook was in hierdie wêreld is. As ons fokus reg is en as ons weer onthou, ten spyte van die omstandighede, is God Immanuel. Jesus is die een wat vir ons mens kom word, het hy is by ons. En in hierdie harde werklikheid van die wêreld, as ons onthou, ons is God se kinders en God is lief vir sy kinders, dan is daar uiteindelik vir ons hoop. En dan kan ons die werklikheid, die bil by die horingspak, die lewe in die oë kyk en kan ons uiteindelik met hoop en met vreugde dan ook lewe en dit gee vir ons uiteindelik nuwe perspektief. So daarom wil ek jou ons moet weer dieselfde vraag vra as wat ons ook verlede Sondag gevra het. En dit is uiteindelik die vraag, hoekom kan ons sê dat God ons lief het? En ek wil hê dat ons na 'n paar punte uit hierdie gedeelte uit wat ons gelees het in 1 Johannes 4 moet kyk, wat vir ons die antwoorde gee op hierdie vraag. En dan sal ons sien, die sleutel in hierdie moeilike omstandighede is om te weet dat God vir ons lief het en dat hy met elkeen van ons se lewens, ten spyte van die moeilike omstandighede, 'n doel en 'n plan het binne sy groot verlossingsplan, juis omdat hy ook vir ons lief het en dis hoe hy ook sy liefde aan ons bewys. So die vraag is weer eens, hoe weet ons dat God ons lief het? En ons sien dit sommer in die eerste vers wat ons gelees het, kry ons die eerste antwoord. Ons sien in vers 7 staan daar, want die liefde is uit God, met ander woorde, liefde kom van God af. So die liefde is uit God, want soos ons teksverse ook sê, wat ons gelees het, God is liefde. So omdat God liefde is, kan liefde van God afkom. En dan is die wonderlike, omdat God ons na sy beeld geskep het, daarom kan ons ook in staat wees om uiteindelik lief te hê. En het hy sy Heilige Gees ook gestuur, en ek sal bietjie later meer daaroor uitbrei, om uiteindelik sy liefde in ons hart uit te stort. Dis daai mooi gedeelte in Romeine 5, 'n baie bekende gedeelte wat ook met swaar omstandighede te doen het, maar die hoogtepunt daarvan is dat God se liefde in ons harte is. In Romeine 5 tussen verse 3 en 5 lees ons dat Paulus skryf, en nie alleen dit nie, al die omstandighede nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, met ander woorde in swaar tye, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk. So lydsaamheid beteken as ons swaar kry, moet ons geduldig wees. Nee, ons moet leer om geduldig te wees. Die Bybel leer dit vir ons. En die lydsaamheid werk beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En dis die wonderlike nuus. Hoe kan ons weet dat God vir ons lief is? Omdat hy sy Heilige Gees gestuur het om sy liefde in ons harte uit te stort. Maar dan die tweede punt op hierdie vraag van ons, hoe weet ons dat God ons lief het?
is ons ken vir God deur die liefde, en ons weet dat God ons lief het, ons ken God se liefde deur die liefde wat hy aan ons bewys het. Nou, in die Kerstyd, of hier in, soos wat ek daarvan hou om dit te noem, ons Christusfeestyd, sê ons dan ook ons grootste geskenk wat aan ons ooit gegee is, groter as wat mamma en pappa of ouma of oupa of enige iemand ooit aan ons gegee het. In die Kerstyd is Jesus Christus ons grootste geskenk, en dis waaroor Kersfees gaan. Ons wat weer daaroor terugdink en weet, ons grootste geskenk ooit is God, die Vader wat sy seun Jesus Christus vir ons gegee het om vir ons te kom sterf en vir ons uit die doodheid op te staan. En hier word dit ook vir ons so duidelik gemaak, Jesus wat die Bybel ook vir ons leer, soos wat Johannes 1 in sy evangelie dit vir ons leer, is die woord van God self, waarmee hy die aarde geskep het, en ook vir elkeen van ons, en daardie woord van God, God self, Jesus wat deel van die drie enige God is een goddelike wese, heilige goddelike wese wat bestaan uit die drie persone van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En God die Seun het vlees kom word, hy het mens kom word, en dit is uiteindelik die belangrike ding wat ons in hierdie Kerstyd weer moet onthou, en dit is 'n bewys van God se liefde. Ten spyte daarvan dat hy self God is, was hy bereid om as 'n klein, nietige, swak babietjie uiteindelik onder mense gebore te word, daar in die krib tussen die diere in Bethlehem. En dit alles uiteindelik sodat hy kon groot word, net soos wat ons mense van babietjies af kinders word en groot mense word, en sodat hy uiteindelik alles kan beleef wat ons beleef, maar ook uiteindelik sodat hy aan die einde van sy lewe vir ons aan die kruis kon sterf en vir ons op die derde dag uit die doodheid opstaan. En dit is die grootste bewys uiteindelik van God se liefde. Dit is die feit dat Jesus moes as 'n babietjie gebore word, sodat hy as die volmaakte middelaar in ons plek, die volmaakte, vlekkelose, sondelose lewe kon leef, wat ons eintlik moet leef. Maar nie net dit nie, ook sodat hy, omdat ons elke dag soveel sonde doen, in ons plek aan die kruis met sy bloed vir ons sonde kom sterf het en kom betaal het. En die wonderlike van die boodskap van die evangelie is dat hy nie net vir ons aan die kruis gesterf het nie, maar dat hy ook vir ons, nadat hy aan die kruis gesterf het, op die derde dag oorwin het, sodat ons wat in hom glo, uiteindelik hemel toe kan gaan. En dit is wat uiteindelik ook die gedeelte wat ons gelees het in 1 Johannes 14, of 1 Johannes 4 vers 14 het ons het gelees, maar word het vir ons alles saamgevat, ons het daar gelees, en ons het aanskou en ons getuig, sê Johannes, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het, sodat hy ons kan red, en sodat ons uiteindelik hemel toe kan gaan. En dit is die wonderlike, dit is die kern van die evangelie wat vir ons hier weer saamgevat word in 1 Johannes 4 vers 14. Maar dan die derde punt op hierdie vraag van ons, hoe weet ons dat God ons lief het? Ons sien dit in vers 11, en ons sien ons liefde aan mekaar is 'n bewys dat God ons ook lief het, en dat God vir ons lief is. Wanneer ons vir mekaar lief is, dan weet ons dat God vir ons lief is. So as ons vir God lief is, sal ons ook vir mekaar lief wees. En as ons vir God lief is, sal ons doen wat God vir ons sê om te doen, sal ons gehoorsaam wees aan God se bevele. En die samevatting van God se hele wet wat ons in die 10 gebooie kry, gee die Here Jesus vir ons wanneer hy op aarde is daar in Matteus 22, en hy sê vir ons die samevatting van die wet is, dat ons vir God en ons naaste moet lief wees, soos vir onsself. En wanneer ons vir God en ons naaste lief is, dan is dit weer vir ons 'n bewys dat ons God se kinders is, en dat sy Heilige Gees in ons hart werk, en die liefde in ons hart werk, en ons in staat stel om te kan lief wees. So dit is so 'n mooi kringloop van dinge wat gebeur, en dit is die wonderlike, deur dit alles weet ons God is vir ons lief. Dan die vierde punt vanmôre, as ons hierdie vraag vra, hoe weet ons dat God vir ons lief is, dan sien ons dit daar tussen verse 12 en 14, dat ons leer daar, as ons mekaar lief het, dan sê God ook vir ons dat hy ons uiteindelik dan ook lief sal hê. So weer eens, dis hierdie bewys van ons goddelike liefde. En ons sien, as ons mekaar lief het nog meer as dit, dan sê God vir ons, dan sal hy ook in ons wees. En dis die wonderlike, sy Heilige Gees is in ons. So, dis alleenlik
omdat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, en omdat hy vir ons op die derde dag die dood oorwin het, en opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel toe, dat hy die Heilige Gees kon uitstort, en dat die Heilige Gees in ons harte kon kom woon, en soos ons nou gehoor het uit Romeine uit, daarom het die Heilige Gees God se liefde, God wat liefde is, se liefde in ons harte uiteindelik uitgestort, en daarom het ons aan die einde van hierdie gedeelte in 1 Johannes 4 verse 20 en 21 gelees, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, met ander woorde hy jok, want wie sy broer wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod, met ander woorde hierdie bevel, hierdie bevele van God, het ons van God, dat hy wat God lief het, ook sy broer moet lief hê. So weer eens, dis hierdie mooi kringloop. As ons vir God lief het, dan weet ons God het ons lief. As ons medemens lief het, dan weet ons is God wat sy liefde uiteindelik in ons harte gewerk het, en ons in staat stel, om uiteindelik ook vir ons medemens lief te wees. En as ons ook vir ons medemens lief is, dan weet ons God is in ons. Want as ons lief het, dan weet ons God bly in ons, want is God se liefde wat ons in staat stel om mekaar uiteindelik lief te hê. En dan die volgende punt, die 5de punt, sien ons in vers 15 op hierdie vraag, hoe weet ons God het ons lief? Want die Heilige Gees wat in ons harte woon, is vir ons 'n verdere bewys van God se liefde. Ons het dit nou eintlik 'n paar keer genoem, maar ek wil net kortlik sê, God het ons so lief, dat hy bereid is, vir ons wat sondige mense is, dat hy bereid is om uiteindelik sy Heilige Gees te stuur, om in ons hart te kom bly. So ons hart is die huis van die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees in ons hart bly, dan werk hy die begeerte in ons hart, om ook weer vir ander mense lief te wees. Maar ook meer as dit, want vers 15 sê ook, dat wanneer God se liefde in ons harte is, en wanneer God in ons bly, dan sal ons ook getuig, en waarvan getuig ons? Met ander woorde, ons sal vertel vir die wêreld van God se liefde, dis waaroor dit gaan. As die Heilige Gees in ons harte woon, sal ons nie anders kan nie, as om vir die wêreld te vertel, hoe lief God vir ons is, en hoe lief ons daarom vir God is, en hoe lief ons daarom uiteindelik vir mekaar is. Weereens, want dis die Heilige Gees wat ons laat glo, en wat ons laat verstaan, dat God se liefde vir ons so groot is, dat hy vir Jesus Christus gestuur het, om vir ons aan die kruis te kom sterf, en vir ons uiteindelik die dood te oorwin, deur op die derde dag uit die dood uit op te staan. Dit is wat geloof is die Heilige Gees wat geloof uiteindelik in ons harte werk. En dan ons voorlaaste punt, die 6de antwoord op hierdie vraag, hoe weet ons God is vir ons lief, is want die Heilige Gees werk ook die geloof by ons, dat ons nie meer bang hoef te wees vir die hel of vir die sonde nie, maar ons kan weet, ons is oorwinnaars in en deur Jesus Christus. So ons het daarin verse 17 en 18 gelees, kom ek lees dit net weer vir ons, ons het daar gelees dat vers 17 sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. So ons is nie bekommerd of bang vir die oordeelsdag, vir die wederkoms nie. Hoekom? Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. En dan sê vers 18, daar is geen vrees nie, ons is nie meer bang nie. Daar is geen vrees in die liefde nie, so omdat God se liefde in ons harte is ons nie meer bang nie, want ons weet dat hy vir ons gesterf en vir ons oorwin het, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. En dis die wonderlike, die Heilige Gees werk aan mekaar in ons harte, sodat ons uiteindelik volmaak word in die liefde, en dis die mooie ding wat ons moet verstaan, ons hoef nie meer bang te wees nie, want ons weet, Jesus het vir ons sondes kom sterf, hy het met sy bloed ons sondes skoon gewas. Ons hoef nie meer bang te wees nie, want ons weet, hy het reeds die dood verslaan, toe hy op die derde dag uit die dood uit opgestaan het, en daarom in en deur Jesus Christus, is ons sondes vergewe, en gaan ons eendag hemel toe gaan, hoef ons nie te twyfel daaraan nie, en dit gee vir ons vrede, ons is nie meer bang ook vir die pyn, vir die hartseer, vir die siekte, vir die swaar en die moeilike omstandighede wat ons in hierdie wêreld beleef nie, want ons het vrede in ons harte, omdat ons weet waarheen ons op pad is, ons het rustigheid in ons harte, omdat ons as kinders van die Here weet, omdat ons deur die Heilige Gees oortuig word wat in ons hart bly, oor en oor, dat Jesus vir ons gesterf en oorwin het, daarom het ons vrede, en dis daai uiteindelike vrede wat Paulus ook van praat, en ek sal nou weer daarna verwys wat
alle verstand te bowe gaan. Maar is omdat ons as kinders van die Here ook weet, dit wat Johannes in sy evangelie, seker die bekendste vers in die Bybel vir ons skryf, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En omdat ons weet die Heilige Gees werk die geloof in ons harte, omdat ons weet die Heilige Gees is uit liefde uit aan ons gegee om ons te laat glo, daarom glo ons, en daarom is ons nie meer bekommerd nie, daarom is ons nie meer bang nie, maar die vrede van God is in ons harte. En in die besonder hier in die Kerstyd dink ons terug daaraan dat Jesus sy seun vir ons gegee het om vir ons te kom sterf en uiteindelik ook vir ons te kom oorwin. En dan die laaste punt vanoggend, en ons sien dit uit vers 19 uit, so ons weer die vraagie vra, hoe weet ons God is vir ons lief? Dan sien ons dit in vers 19, omdat God 'n God van genade is. En hoe weet ons God is 'n God van genade? Wat ons lees in vers 19, God het ons eerste lief gehad, en ons het dit ook al eintlik in vers 10 gelees. In vers 10 het ons gelees, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening van ons sonde. Nou dit is wat genade is. Ons was nie soet genoeg, of goed genoeg, of het 'n mooi genoeg, of 'n sondelose lewe geleef nie, nee. God is genadig ten spyte daarvan dat ons stout is en dat ons sonde doen. Ten spyte daarvan dat ons eintlik verdien om hel toe te gaan, het God ons nog steeds eerste lief gehad. En hy het ons in staat gestel om ook lief te kan hê, en hy het sy seun gestuur om in ons plek uiteindelik aan die kruis te kom sterf. En dit is genade onbeskryflik groot, want alles wat ons nou vanoggend bespreek het, hoe lief God vir ons is nie omdat ons het verdien nie, maar is uit genade alleen. Dit is nie omdat ons eerste vir God lief gehad het nie, maar omdat God ons eerste lief gehad het, en sy seun vir ons gestuur het, om vir ons te kom sterf en vir ons te oorwin, en die Heilige Gees daarom in ons harte kan kom bly. Nou goed, en daarom, omdat die Heilige Gees in ons harte bly, daarom gee hy ook vir ons hierdie uiteindelike vrede, omdat ons weet hoe lief God vir ons is ons nie meer bang nie, kan ons al die moeilike omstandighede van hierdie wêreld in die oë kyk en sê, ja, dis werklikheid, maar ons weet, deur dit alles heen is God by ons, en deur dit alles heen stap God saam met ons, want God is vir elkeen van ons lief, en daarom het ons daai vrede in ons harte, en ek wil met daardie versie afsluit, dis die vrede waarvan Paulus praat in Filippense 4 vers 7, as hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus, en mag ons in gehoorsaamheid en in liefde ook deur die vrede en die liefde wat ons van die Heilige Gees ontvang het, dan ook in hierdie Kerstyd en hierdie Christusfeestyd, dan ook tot eer van God leef, en daardie liefde dan ook weer aan die wêreld uitstraal tot sy eer. Amen. Kom ons maak weer ons oogies toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, en dat U ons uitverkies het om U kinders te wees, soos wat Efesiërs 1 vers 4 vir ons leer, alreeds voor die grondlegging van hierdie wêreld, om heilig en sonder gebrek voor U in liefde te wees. En in daardie woordjie liefde is alles opgesluit. U het ons so lief gehad, soos wat Johannes 3 vers 16 vir ons leer, dat Jesus Christus ook vir ons mens kom word, dat hy hier in die Kerstyd gebore is, dat ons daaraan kan terugdink, en dat hy uiteindelik vir ons gesterf het en oorwin het. En Here, gee dat ons deur daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde wat U elke dag van ons lewens oor en oor, weer en weer aan ons bewys, dat ons ook deur die Heilige Gees en deur daardie liefde gedring sal word, om uiteindelik ook met die liefde en die vrede wat U vir ons gee, tot eer van U naam ook weer 'n spieël van U te wees, wat U liefde en U genade ook in hierdie wêreld weer uitleef en uitstraal tot eer van U naam. Here, ons vra dat U saam met elkeen sal wees wat deur moeilike omstandighede gaan, behoed en bewaar ons, vertroos ons, elkeen wat siek is en elkeen wat beserings het, bring vir ons genesing en maak vir ons gesond, en Here, gee dat ons altyd sal onthou en dat ons nooit sal vergeet nie, dat U is by ons en U is lief vir ons. En Here, ons dankie en ons loof en prys U daarvoor,
En ons bid alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.